Die tema van vanoggend se woord wat die Here vir my gegee het, is die tema onsinkbaar in God se wil. Onsinkbaar in God se wil. Dit vat baie nou hand aan hand met 'n boodskap wat ek so 2 jaar terug gebring het oor skud die slang af. Want dit gaan ook hier inkom en ek wil dit graag met u deel vanmôre en dit is om 'n bietjie 'n ander uitkyk te hê op dit wat God vir ons doen en dat wanneer God 'n plan het in jou lewe, het God sy plan in jou lewe en die vyand kan maak wat hy wil. As God gesê het ek is met jou, wie kan teen jou wees? Amen. As God sê ek gaan seën, dan gaan die duiwel met sy aanvalle nie slaag nie. Amen. As ons gaan kyk, ek gaan nie 'n spesifieke vers vir vanmôre voorhou nie, want dan moet ons baie gelees hê, die hele Handelinge 27 en 28. Gaan kyk ons na Paulus se lewe. U wat my ken sal weet dat ek is 'n geweldige voorstander en ek is baie lief vir Paulus se bediening wat die Here hom gegee het vir ons mense van vandag, en dit is vir die kerk van vandag, vir die heidene is ons genade gekry, en die disipel wat spesifiek vir dit uitgesonder was of afgesonder was, is apostel Paulus, en die Here salf hom ook met dit. En ons sien by 'n geleentheid kom Paulus op 'n plek van die Handelinge 27 af wat Paulus gevange geneem word, en hy raak bekommerd want hulle weet hulle wil hierdie ou graag doodmaak so gou as wat hulle kan, want hy was eers die vervolger van die kerk, maar toe begin hy vervolg word ter wille van die kerk. Amen. God werk nogal met 'n goeie humorsin. En Paulus kom op 'n plek wat hy besef, hoorie, maar hierdie manne wil 'n einde aan my maak, maar God sê vir hom, jy kan maar kalm wees, moenie bang wees nie Paulus, daar in Handelinge 27 vers 24, jy moet nog voor die keiser verskyn. Moenie bang wees nie. Al hierdie goed wat nou om jou gaan gebeur, al hierdie storms, moenie bang wees nie. Jy gaan voor die keiser verskyn, ek het nog 'n woord vir hulle. God stuur hom met 'n opdrag dat jy gaan voor die keiser verskyn. En as ek kyk na hierdie deel, dan sien ek dat wanneer God vir jou sê, jy moet nog, kan ek vir jou sê, kan die duiwel maak net wat hy wil. Die storms kan hoe groot wees, die getuienis is groter. Die probleme kan hoe groot wees, die uitkoms is net groter, sê amen. Halleluja. Daar's niks wat voor jou lê wat God nie sal vernietig nie. En ek wil hê jy moet vanmôre weet, en wie hom en haar wat ook dan in die pad kom. Wie hom en haar wat die struikeling probeer wees, want hulle staan nie teen jou nie, hulle staan teen God. Ek het dit menigmal in my lewe gesien. Praise the Lord. En as ek kyk na hierdie gedeelte, dan sien ek God se guns was op Paulus gewees, want die woord sê, hy is tog vredelewend opgepas deur hierdie oppassers en deur hierdie heersers, en elke keer het hy guns gekry in God se oë, en waar Paulus was in sy gevangenskap, as jy jouself gaan dink, dit was verskriklike omstandighede daai dae, dit is nie 5-ster hotelle soos vandag, wat hulle TV het, ek kan verder leer, en hulle gaan vir massages as hulle styf geraak het, en als nie. Dit was daai tyd intensief. Tronk was 'n straf gewees. Vandag is tronk 'n beloning. Skus. Vir sekere ouens is dit 'n straf, en die res is 'n beloning, want ek het baie meer fasiliteite as wat ek by huis het. En dis hoekom ons tronke oorvol is, want ek sal ook enige tyd by 4-ster hotel inboek. Nou sê ek vanmôre vir en ek wil hê jy moet my mooi hoor, dat in Paulus se tyd was dit 'n moeilike tyd. Hulle het geleef in haaglike omstandighede, vuil water en vuil en siektes en peste, en dit was hardhandig en dit was rof en grof, maar Paulus het genade gekry. God het gekyk na hom. Hy het gesê in die gevangenskap, Paulus, jy moet mooi luister. Ek stuur jou na die keiserlike leiwag toe. Jy gaan nog vir hulle almal vertel dat ek is 'n goeie God. Woo, glory to God. As God 'n plan met jou het, maak dit nie saak in watse omstandighede jy beweeg nie. God gaan jou seën. God gaan jou gebruik dan. En Paulus gaan en hy begin guns kry, en die woord sê sekere plekke het hy die ouens toegelaat, laat Paulus se mense hom kan besoek en kan bedien en alles. Eintlik, weet jy wat het gebeur? Eintlik het Paulus net 'n paar bodyguards bygekry. Hy het 'n paar wagte bygekry waarvoor hy nie 'n sent betaal het nie. Dis wat my God doen.
Toe die volk in oproer kom en hulle dink hulle gaan vir Paulus weer pak slaag gee, want hy het 'n paar pak slaas in sy lewe gekry. Toe stuur die koning gou vinnig mense in, hulle hardloop en hulle tel hom op, die soldate tel hom bo die volk op en hulle dra hom uit. Van ons huil net, hulle wil my slaan. Besef jy eintlik, wie dra jou? Hulle wat jou ondergang soek, sal jou dra op die hande. Mag die wat 'n oor het om te hoor wat die Gees van God vanmôre vir jou wil sê. Hulle wat jou vervolg, sal jou nog dra op die hande, op God se opdrag. Sabaronda kashandai. Ek kyk na die woord van die Here en ek sien dat Paulus kom op hierdie plek wat hy met hierdie skip gaan en hulle moet vaar, want hy moet voor iemand anders gaan verskyn, want God het 'n opdrag. Hy sê dat jy moet nog voor die keiser verskyn en Paulus gaan en hy's in 'n hele boot vol Romeinse soldate. Die boot is vol soldate en alles, maar Paulus word aangesien en hy word guns gegee tussen hulle. En Paulus sê vir hulle seker goed, maar nou dadelik luister hulle nie lekker nie, want die mense luister mos nie altyd so vinnig so lekker nie, nê. Jongens, ons luister ons nie altyd dadelik so lekker nie. Nê. Amen. Amen. As een of twee wat dit sê, Marika, amen. O, ek terg. My kinders luister baie dadelik, of ek luister dadelik as hulle praat. So, lang storieetjie kort te maak, en kyk ek na hierdie goed, en ek besef dat Paulus waarsku vir hulle, moenie die of moenie daai doen nie, God sê ek is met julle. Maar hulle raak bietjie verboureerd. Hulle is die ons wat in beheer moet wees. Hy sê ou wat maar net gevange is, hy moet nou maar net daar bly. Hy 2 sê, môre sê en nag sê, my moet sag sê. So hy moet maar stil bly daar, maar op 'n einde van die dag, omdat God met hom is, gebruik God hom om die opdragte te gee. Hy sê, manne, moenie verboureerd raak nie. Die storms is groot, maar God is groter. Nie een van hierdie lede op hierdie skip se lewens sal daarvoor, hulle is nie een sal sterf nie, nie een sal met 'n lewe betaal nie. God het gesê, hy stuur ons. Hy sê, hy gee ter wille van my, die hele volk, hierdie hele skeepvaart, al die manskap, gee genade. Wow, is dit nie wonderlik nie? God gee genade vir almal om jou ook, omdat hy jou seën. God seën almal, omdat hy jou seën. En ons gaan verder, nou kom Paulus hulle en die stormpies is groot, hulle kom daar so deur hierdie Euroclide in 'n massiewe storm, wat plaasgevind het. Hulle begin al kos afgooi, en hulle gooi die, en hulle toerusting, hulle begin nou eintlik maar ontslaa raak van alles, want eintlik op die einde van die dag, hoop ons kan tot op die einde hou. Hy sê, nee man, raak van my rustig. Hy het nou nie gesê, sit 'n choppie op die kole nie, daar was nie daai tyd soke. Maar hy sê, raak rustig. Hy sê wel vir hulle, julle het nou lank gevas. Kom, al bietjie kos uit, laat ons eet. En toe eet hulle eers nou lekker saam. En hy sê, moenie worry nie, die Here het my gewys. En van die ouens wil skielik vlug. Hy sê, nee, hulle mag nie vlug nie, hulle gaan doodgaan. Die Here het gesê, as julle by my is, sal ons in bewaring hou. God het 'n belofte, en God sal sy belofte staan doen, al lyk dit onmoontlik. Al lyk dit totaal en al onmoontlik. Hulle gaan deur 'n geweldige storm, wat vandag se skytjies gaan sukkel om dit te maak. Maar God help, dat hulle met daai tyd se primitiewe skytjies dit gemaak het. Amen. Hy sê, nee, God het my gestuur. Hy sê, die Here het vir my gesê in die nag, dat ek by 'n sekere eiland moet aangaan. Het jy dit gelees? Ek moet by 'n sekere eiland stop. God het 'n opdrag, ek moet by die keiser uitkom, maar ek gaan eers by 'n sekere eiland stop. En nou kom die storm en hulle dink, wat gaan aan? Hoe gaan dit nou werk? Ons gaan sterf, ons het niks oor nie. Maar weet jy wat, daardie storm was God se GPS. Dit was sy autopilot. Hy het daai bootjie gestuur na die sekere eiland toe, wat in God se wil is. Jy's vanmôre op 'n plek wat jy gedink het, Here het ander beloftes vir my. Die storms het my nou gedruk, ek is glad nie waantoe ek op pad is nie. Jy is nog steeds op God se GPS. Hy het net vir jou so en route plekkie gekry waar jy gou moet ietsie doen vir hom. Amen. God het steeds 'n plan vir jou. Hy het net vir jou so op die pad gesê, wow, hier's net gou 'n stoppuntjie wat ek net gou vinnig my doel wil bereik. En ons kyk na hierdie en ek besef dat die Here het 'n plan gehad sodat hulle by Malta kan stop. Want God het geweet, ek wil 'n paar wonderwerke doen daar.
Maar om dit te laat gebeur, moet 'n paar dinge in plek val. En julle hoef dit nie te verstaan nie. You don't need to understand, you just need to hold his hand. You don't even need to ask the reason why. Before I know, he will make a way through the night and through the day. Amen. Ken jy daai liedjie? Mooi nee. Amen. Nou kom ons gaan verder en hier gaan ons en ons sien dat die Here het 'n plan met Paulus. Hy moet by Malta uitkom en terwyl Paulus daar by Malta uitkom, ontvang die mense hulle mooi en hy kry wegens. Want baie keer is hulle op daai stadium en baie skepe selfs vandag nog by sekere eilande aankom en word hulle doodgemaak. Hulle word aangeval. Is nie net van, kom hier, ons is so bly julle is hier, kom vat ons plek oor nie. Hulle val nie ons aan, maar God gee guns. God gee guns. Sê bietjie saam my, God gee guns. Kom ons sê saam, ek het guns. Ek het guns. Nog een keer, dan sê die meeste vir die maand wat jy het gesê het. Ek het guns. Nou nie in Engels nie, guns. Nee, jy het guns. Ek wil hê jy moet dit weet vandag, God gee vir jou guns. Jy het nie guns nodig nie. Amen. En ek kyk na hierdie gedeelte en ek besef dat nou word die wonderwerk groter, die Here het hulle bewaar. God het vir Paulus weer eens guns bewys, want God is saam met hom. Ek is saam met jou Paulus, moenie worry nie, wees rustig, eie gevangenskap uitgedra, beskerm, mense kon hom mooi hanteer, die woord sê, hy was vredelievend hanteer deur daardie opsiener van hom, of daardie opsigter, en op die einde van die dag het hy so guns gekry, dat Paulus by 'n geleentheid begin praat het, toe die storms te veel raak vir die mense om hom, toe het Paulus 'n sê gekry. Op die boot sou hulle mos nooit luister na 'n skurk wat 'n gevangene is nie. Maar toe die storms kom, toe draai hulle en hulle besef dat hierdie ou wat ons dink is 'n skelm, is 'n gesant van God. God gee jou sê in die storm. En God bewaar en nou kom hulle by die eiland uit. Hulle moet daar stop, julle moet hier stop. Ek weet julle is op pad daartoe. Hierdie manne gaan nie luister, so kom ek help julle gou hier in. Nou stop hulle by Malta. Nou word hulle mooi hanteer en ontvang met liefde, is klaar, nog 'n wonderwerk. En Paulus gaan en hy sê, wag man, laat ons bietjie hierdie vuurtjie groter maak. En hy pak die houtjies en hy help hulle, want hy is anders nie saligheid beloof nie. So hy was seker nie 'n kerk, hy was seker nie 'n gewone ou nie, nee. Party ouens voel mos hulle anders nie saligheid beloof. Nee, julle nie, ek vat party mense. Een oom sê eendag in die diens, hy sê vanaand mense, het ons koffie en broodjies en julle almal, al die lede van die VVK, julle gaan bietjie agterbly. Almal wonder wie is hierdie nuwe groep wat begin het. Hy sê julle vreet en vlug komitee. Hy sê julle hardloop mos net, julle vreet en vlug en ons moet skorrelgoed was, julle gaan almal help. Okay, ons het nie daai probleem nie, asseblief. Nou nie duiwel vat nie, anders los hom net. Okay, nou kom Paulus en hy begin hierso sy die houtjies bymekaar skraap, want hy wil ook ietsie doen en toe hy dit so vat, gaan hang die Satan aan sy hand. Hy byt daai Satan se diertjie aan sy hand. Nou sit 'n adder. Dis nie enige slangetjie nie. Is nie 'n rooi lippie nie. Is 'n adder, uiters giftig. Baie van die eilandniete is gedood daardeur. En hy hang die slang hier in sy hand. Hy gaan aan. Dit bring hom nie tot struikeling nie. Ons moet die vuur groter kry. Is net so lank 'n choppie. En hy pak die hout en die slangetjie hang. En almal kyk, wat gaan nou aan? Hier's moeilikheid. Ja, Paulus. Eintlik het God reg die waarheid gepraat. Want kyk nou wat gebeur nou met jou. Jy gaan nou doodgaan. Jy moet nou wag ergens om styf te skop. Hulle sê mos in sekere plekke in die bos, as sekere slange jou pik, is die beste manier om net mooi reguit te lê en sukkel hulle nie om jou te verpakkie. Nou hang die slang hier aan Paulus en weet jy wat doen hy? Hy skud hom die vuur af. Hy skud hom af, nou hou die man hom dop. Hy het sonde in sy lewe. Hoeveel van ons het al aantuigings gekry, sonde in jou lewe as iets fout gaan? Het dit met jy al gebeur? Ja, hierdie man, hy is 'n moordenaar, hy is 'n geweldenaar, ons sal hom kyk. Hy gaan net nou val, dan sal ons hom ontslaa raak. Ek dink hulle het dalk al 1 of 2 ons gestuur met die graaf, gesê, gaan maak so lank plek. Hulle hou hom dop, sê die woord. Hy sê, maar hier is niks snaaks wat met die man gebeur nie.
Skielik draai die Here die omstandigheid van skurk en van skelm, wat hulle hom sien, of moordenaar, gaan God se guns aan, en hulle herken hom, en hulle gee hom soveel krediet, dat hulle sê, hy is 'n God. Paulus sê, nee, moet nooit oordoen nie. Jy kan ons altyd daai mense wat dit oordoen, nee. Ek sê, hier is die wa. Moenie voor die wa afval nie, maar moet ook nie oorspring nie, man. Bly net op die wa. Hy sê, ek is nie 'n skelm, 'n skurk, 'n moordenaar en 'n misdadiger nie, maar ek is ook nie 'n God nie, ek is 'n diensknegt van God. En nou wil hulle dit oordoen. Ek dink is van daai wat eerste gesê het, hy is 'n God, is die wat hom eerste beledig het, toe die slang hom gebyt het, wat eerste gaan skinder het. Gebeur dit in ons tyd, hulle wat eerste jou sleg sê, wat besef, hy maak 'n fout, dan wil hulle dit oordoen. My boetie, jou skyn heilig. Hulle skyns heilig. Ja, maar in elk geval. Nou gaan hy en hy sê, nee man, nee, ek is nie 'n God, jy moenie worry nie. Hulle sê, hoor, maar hier is iets anders in jou, want ons is gewoonlik raak ons stil na hierdie byt. Ons beweging raak so bietjie meer styf. En hulle kyk hom so aan. Maar Paulus weet, want God praat binne hom. Hy sê, Paulus, onthou jy, ek het nog vir jou 'n opdrag, jy moet nog voor die keiser gaan verskyn. So of daar nou nog 'n paar slangetjies in daai hout is, moenie op 'n hout pak nie, gooi jy die hout. Skud net die slange af. Hoor vanmôre, volk van God. As God 'n opdrag vir jou het, skud die slang af. Skud die slang af. Wat dit van jou wil roof, wat God vir jou gegee het. God gee guns, God het hom bewaar van die begin af, hy het hom bewaar op die see, hy het hom bewaar deur die dinge, hy het guns gekry by eiland Niete, nou kom die slangetjie en hy dink is die einde. Nee, skud hom af, want God het 'n plan. En Paulus gaan verder, en weet jy wat doen het? Dit gee een van die geleenthede van die meeste wonderwerke wat Paulus nog gedoen het in daai stadium van sy bediening. Die hele eiland, hy bring al die inwoners om toe wat siek is en hy begin te bid vir hulle en hy lê die hande op hulle. God gee hom 'n geleentheid. Hy bewerkstellig vir hom 'n veld vir evangelisasie. Halleluja! God gebruik jou teleurstelling as 'n bestelling. God gebruik hierdie teleurstelling en hy sê, nee, Paulus, dis nie 'n stop nie. Dis 'n komma. My storie gaan aan. Of vandag vir jou sê, jou storie lyk moeilik. Here, jy gee my guns, maar dan gaan die verkeerd. Ek voel net, ek gee 1 tree vorentoe, dan weer 2 terug. Wie van ons het dit al gevoel? Amen, regtig gehoor. Dan voel jy, ek gaan nou net weer vorentoe, dan sit weer 2 terug. Nou sê ek nou net op die ding, nou moet ek 1 terug. Nou sê ek net daar, dan moet ek weer terug. Maar weet jy wat? Weet jy wat? Op die einde van die dag, bly maar hier by my. Op die einde van die dag, kom my op 'n plek wat ek net voel, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nou opgee, want dinge is moeilik. Here sê, nee, Paulus, ek het 'n plan vir jou. Hy bid en die Here doen wonderwerke soos nog nooit nie. Dit is die fondasie van sy bediening. Dit is wat hom geloof gee. Want as ons terugkyk na die mylpale op ons pad, en jy kyk waar God jou gedraai het, dan gee dit jou hoop. Is dit so? Wanneer ek terugkyk en sien dat God het my gedra, dan skep ek moed en ek weet, my God is met my. As God vir my is, wie kan teen my wees? Ek wil hê jy moet vanmôre hoor, volk van die Here, jy moet my baie mooi hoor. Die Here is vanmôre met jou en die vyand kan maak wat hy wil. God het nog 'n opdrag in jou lewe. Hy het die uitspraak nog gemaak, jy moet nog vir my. Gaan dan heen en maak disippels. Hy het nog 'n opdrag vir jou, ek wil my plan, my skepingsdoel in jou lewe bewerkstellig en bereik, en ek wil vandag vir jou sê, al kom daar slange wat byt aan jou, skud hulle af. Al is daar storms op die see, weet vanmôre, weet dit, luister wat ek vir jou sê, God is met jou. Ons kry baie keer so guns in die hand van die Here en dinge begin vir my mooi loop en die Here stuur vir my iemand en ek trou iemand en ek is nou net opgewonde, nou kom die een wind wat waai. Nee, die Here steun my. Dit help my nie om die Here te dien nie. Wat van al die ander wonderwerke? Nou raak ons negatief en ons wil huil, ons wil pity party jou. Die mens ongelukkig is ingedoktrineer om op die negatiewe te floreer. Hulle gaan nie op die sosiale media of in die koerant vir ons maandag sit
en sê 3 ouens het hulle harte vir die Here gegee. Die Here het pa en seun verenig. Die Here het iets goeds gedoen, hy het iemand gesond gemaak. Hy gaan nie uit in die Koran sit nie. Maar hulle gesê daar het alweer 4 ouens hulle voete gesny met skulpe en 3 het verdrink en 2 het amper verdrink. Want die negativiteit in ons tyd verkoop. Positiwiteit verkoop nie. Wanneer laas het jy vir iemand bietjie iets positiefs vertel? Sê, hoor jy, ek wil nie vandag by jou mou nie, ek weet bietjie vir jou sê, dit gaan goed. Wanneer laas het jy jou sin bietjie verander? Ek sê eendag vir die kinders, ek wil nie net al die gehuil hoor nie. Ek wil nie net hoor, daai een het weer dit gedoen nie. Kom bietjie na my toe en sê vir my bietjie iets goeds. Ek baie keer raak jy as mens moeg vir almal se gemounery. Is dit so? Jy's moeg vir almal wat net wil huil heeltyd. Jy party ons jy vermy hulle, jy tik hulle so, ek kom alweer geklak. Kom ons loop. Of jy vang jou foon, asof jy op die foon praat, begin hy lei in jou hand. Ons het seker afgesny, skus. Dan gaan jy aan. Kom ek sê gou vir jou. En vir jy moet vanmôre weet, God het 'n plan in jou lewe. God het 'n plan in jou bediening. God het 'n plan vir jou, maar jy moet vanmôre op 'n plek kom, want jy jou seëninge tel. Tel jou seëninge, tel al een vir een. Sien hoe goed God dit met jou meen. En as iets fout gaan, dis net deel van jou getuienis. Wanneer daar uitdaging is, dis deel van jou getuienis, want daar staan geskrywe, daar sal nie 'n haar van jou hoof afval nie. As ek vir jou is, wie kan teen jou wees? As God seën, wie kan keer? Daar's beloftes in die woord, 9.959 beloftes in die woord van die Here. Elkeen is joune, as jy in God se wil bly. Maar as Paulus gesê het, hey, ek sien hier's my gap, gryp gou daai lifebootjie, laat ons gaan. Kom ons gryp gou daai lewensreidingsbootjie, laat ek eerder gaan. Want ek weet God sal my dalk bewaar. Was daar nie 'n getuienis aan nie. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, die pad wat jy stap is omdat God 'n getuienis skep vir jou. Die pad wat jy vanmôre stap is omdat God jou wil gebruik in daai omstandigheid. Om deur daai omstandigheid verheerlik te word, sê amen. God gebruik jou in die omstandigheid, sodat hy deur die omstandigheid verheerlik word. Sê amen. Storms kan maar woed. God sal jou stem maak, sodat die volk sal luister. Die slang kan maar byt. Ek skud hom af, want God is met my. Ek wil vanmôre vir jou vra, jy wat hier sit, wat voel, Here, dit wil net begin goed gaan, dan kom maar iets slegs. Dit wil net, kan ek beter voel, en begin nie goed my weer tackle. Ek probeer net oorwinning kry, en dan voel dit of ek weer 'n nederlaag het. Wil jy nie vanmôre, net jy wat voel jy moet dit doen, wil jy nie vanmôre sê, Here, ek staan nou in die geloof op my voete, en ek skud hier slang af nie. Here, ek staan vanmôre op my voete, ek skud hier slang af. Here, ek gaan nie langer hier slang aan my laat leef nie, want hy het nie reg nie. God het 'n plan in my lewe. Hy sal nie langer aan my hang nie. Hy sal my nie byt nie. Hy sal my nie vernietig nie. Hy sal nie my ondergang bewerkstellig nie. God is met my. Here het 'n opdrag vir my. Here het 'n plan vir my. Die vyand gaan my nie onderkry nie. Sê amen. Spreek vanmôre lewe, Spreuke 18:21 sê lewe en dood lê in die mag van die tong en die wat gebruik sal die vrug daarvan eet. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Vers 6 sê, hulle wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. Hy sê vir ons in Jakobus, weerstaan die duiwel, hy sal van julle vlug. Skud hom af. Vanmôre het ek vir jou 'n woord van God. God wil jou seën. Maar dis tyd dat jy slang moet afskud en sal fokus op God se plan in jou lewe. Mag Here U salf, mag Here U seën en mag ons terugbring om sy plan in ons lewe te bewerkstellig. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here eer vanmôre.